Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ek is Jacques Loots en hierdie is ons 9de episode in ons reeks oor finansies in God se koninkryk. Anders as ons ander reekse, doen ek hierdie een oor finansies net so van tyd tot tyd. Die oogmerk is meer net om ons gereeld daaraan te herinner en so met die tyd leer ons ook saam hoe werk finansies in God se koninkryk. Hoe dink hy daaroor? Hoe kyk hy na geld? En hoe wil hy hê, moet ons daarna kyk? Want ek dink jy sal my saamstem, God dink nie oor geld soos die wêreld doen nie. Die wêreld se sisteem en manier is kry soveel as wat jy kan, so vinnig as wat jy kan, op enige moontlike manier, selfs al is dit onder duims en onwettig, moet net nie gevang word nie. En dan spandeer dit alles op jouself, want jy verdien dit. Sjoe, en daar is nogal 'n eina waarheid. En ek weet nie van jou nie, maar ek was al vir langer in daai stryk vasgevang as wat ek graag sal wil erken. Maar ek dank die Here vir sy woord en vir 'n plek soos Charis Bible College en vir goeie vriende wat my 'n beter en meer bevredigende manier geleer het om met my geld te werk. Soos ek met jou praat oor geld, wil ek jou verseker, nie ek of God soek jou geld nie, maar ons wil jou vrymaak van die houvas wat geld op jou lewe kan hê. So gister het ons na Filippense 4 hier van vers 10 begin kyk, waar Paulus vir die gemeente van Filippense dankie sê dat hulle in hulle finansies met hom hande gevat het en op 'n gereelde basis belê het in sy bediening. En ons het gister gesien dat hy baie duidelik vir hulle ook sê dat hy nie agter hulle geld aan is nie, maar dat hy opgewonde is om te sien hoe groot hulle oes gaan wees. Hoor jy mooi wat is Paulus se hart? Maar as ek sê luister na Paulus se hart, dan bedoel ek eintlik luister na jou pa se hart. Want Paulus het dit so mooi reg gekry om die Vader se hart te weerspieël. Ek lees net weer vers 17 waarmee ons gister klaar gemaak het. Hy sê, nie dat ek die gawe soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. Jou pa se hart is gee. Nie omdat ek jou geld soek nie, maar omdat ek vir jou nog meer wil gee. Daar's altyd, maar altyd meer in die vrug as in die saad. En dit is sy hart. Maar kyk nou wat sê hy in die volgende vers, en hierdie is my absoluut mind-blowing. Hierdie verstom my. Hy sê in vers 18, maar ek het alles ontvang en ek het oorvloed. Ek het dit volop nadat ek van Epafroditus ontvang het wat deur julle gestuur is. 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God. Die woord van God sê hier, dat my en jou offer van geld, is vir hom 'n lieflike geur en welgevallige offer. Waar het jy al hierdie woorde gehoor? Talle kere wanneer daar in die Ou Testament gepraat word van brandoffers van beeste en lammers wat aan die Here geoffer word, dan word hierdie woorde gebruik. Ek gee net vir julle 2 voorbeelde, maar daar is baie meer. In Levitikus 1 byvoorbeeld, wanneer die brandoffer beskryf word, en terloops, ek herinner jou net daaraan, dat hierdie brandoffer is niks anders as die skadu en heenwyser van Jesus as ons offer aan die kruis nie. So hier in Levitikus 1 is God aan die woord, terwyl hy aan Moses verduidelik hoe dit die brandoffer geoffer moet word. Dan sê God self in vers 9, en die priester moet dit alles op die altaar aan die brand steek as brandoffer, 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here. En dan weer in vers 13, 'n brandoffer is dit, 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here. En dan, in die Nuwe Testament, word met dieselfde woorde verwys na Jesus. Kyk onder andere in Efesiërs 5 vers 2. En wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God, tot 'n lieflike geur. Wat wil ek vir jou wys? In die Ou Testament word daar na die skadu van die offer wat Jesus sou bring gepraat as 'n offer met 'n lieflike geur vir God. Dan word dit bevestig in die Nuwe Testament dat Jesus se offer aan God 'n lieflike geur was vir hom. En dan, hier in Filippense sê die woord van God, dat wanneer ek en jy van ons geld vir hom gee, dit is vir hom 'n lieflike geur.
Geliefde van Jesus, jou pa erken dat jou geld wat jy vir hom gee, is vir jou 'n offer. Dis 'n offer. Dis 'n opoffering en hy erken dit. Maar dan gaan hy nog verder. Hy sê dis vir hom 'n lieflike geur. Jou finansiële offer hier op aarde stel 'n reuk vry in die hemel wat jou pa love. Jou geld. Kan jy dit glo? Wanneer jy gee, dan is dit vir jou pa 'n oomblik. Hoekom? Want deur te gee sê vir hom, Abba, U het 'n groter houvas op my hart as wat geld het. En hy love dit. Want dis waar hy jou kan vertrou, wanneer hy jou alles is. Geliefde, wil jy vandag iets doen wat vir jou pa 'n pragtige, lieflike reuk is? Gee. Jy kan vandag die rede wees dat die hemel nog lekkerder ruik. Kan jy dit glo? En dis eenvoudiger as wat jy gedink het. Dis nie maklik nie, maar dis eenvoudig. Gee. En hier staan niks van jy moet honderde, duisende rande gee om die geur vry te stel nie. Hier staan jou finansiële offer, wat dit ook al mag wees, stel daai lieflike geur vry. Begin net. As jy nog nooit iets gegee het nie, gee 'n rand, maar begin net. Die woord sê, dis 'n lieflike geur vir hom. Here Jesus, dankie vir u woord, wat vandag vir ons kom leer, daar's 'n manier hoe ons 'n geur vir u kan vrystel, wat vir u lieflik is, en is so eenvoudig. Gee. Help ons, Here, in hierdie proses om los te word van ons geld, en dit vir u te gee, sodat u dit kan vermenigvuldig. Dankie, Here. Ons eer u vir hierdie eenvoud van u woord. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord. Dis die moeite werd. Shalom.